Ek wil 'n bietjie met julle vanoggend praat oor my kerk. My kerk. Die konsep van 'n kerk. Ek wil vir jou vra eerstens, wat is jou prentjie van kerk? Wie van julle het in die houtbanke groot geword? Kan ek dit hande sien? Jo. Jy het in die houtbank, jy weet daarso, jy weet, kry altyd die tannie wat, joh, sy sing mooi. Nee, onthou julle dit? Prentjie van kerk, jy moet stil sit, mag jy beweeg nie. Dasse, onthou julle dasse? Nog dasse gedra. 'n Kerk het baie verander oor die tyd, het dit nie? Op 'n stadium, ek weet ek praat met iemand hierdie week en hulle sê ons is 'n sekte. Okay, it's revelation vir my. Ek sê hoekom, want julle dromme in die kerk. Okay. Wat is jou prentjie van kerk? En hoekom gaan jy kerk toe? Want jou hoekom maak saak. Want jy kan hierdie jaar begin met groot opgewondenheid. Jy weet, dit voel vir my baie keer kerk is soos gym. Hele Januarie dan loop daai kerk vol. Ag, daai gym vol, is dit nie? En ons gaan nou oefen. Hier Februarie dan begin dit so 'n bietjie afgaan. Selfs met kerk, ons hierdie jaar gaan ons kerk toe elke Sondag. Elke Sondag. Maar as ons nie ons hoekom het nie, dan kan dit baie vinnig deur tyd en deur dinge weggeneem word. En ons hoekom maak saak vir God. God ondersoek altyd ons harte. En ek het al baie agtergekom, baie mense weet dat God lief is vir hulle. Wie van julle weet God is lief vir hulle? Ek weet die Here is lief vir my. Amen. Okay? Maar ons weet nie altyd of hy tevrede is met ons nie. Ons weet nie altyd of hy gelukkig is nie. En daar's 'n groot verskil tussen om iemand lief te hê en om tevrede te wees met wat hulle doen. Kom ek maak dit bietjie meer eenvoudig. As jy kinders het, is jy lief vir jou kinders? Ja, ons is almal lief vir ons kinders. Is jy altyd tevrede met alles wat hulle doen? En die besluite wat hulle neem? Nee, jy is nie. Okay? Hulle maak baie keer besluite en dan dink jy, hoe is dit moontlik? Ek het jou beter as dit groot gemaak. Maar God is ons Vader en ons is sy kinders, ons is sy kerk, ons is sy liggaam. En ons sien iets hiervan waar Jesus is God se seun en in Matteus 3 vers 17, net na hy gedoop is, hoor ons dit en hy sê, daar het 'n stem uit die hemel gekom wat sê, dit is my geliefde seun oor wie ek my verheug. Sjoe julle, ek dink daar's niks beter om dit te hoor van ons Vader af nie. There's nothing like it. En die vraag wat ek myself vra is, wat se tipe kerk wil ek hê? Ek het myself gevra, waartoe is ons op pad? Waarmee is ons besig? Maar die eerste ding wat ek agtergekom het is, ek praat van my kerk. My vrou sê altyd vir my, as ek vir haar sê, hoorie, ons gaan nou na my huis toe, dan sê sy vir my, jou huis. Ek dog is ons huis. Maar wat ek eintlik daarmee bedoel is, ek vat verantwoordelikheid daarvoor. Dis my kerk. En onthou jou is my kerk, dit is my vriende, my familie, ons mense saam wat God groot maak. Ek vat verantwoordelikheid daarvoor. Vir party mense is kerk regtig soos 'n takeaway. Ek hoor daar's nou weer hierdie ding by daai kerk, nou gaan ons na daai kerk toe. Of weet jy wat, as ons nie gelukkig is oor hoe die nagmaal gedoen is in ons kerk nie, dan gaan ons weer, moenie worry nie, ons gaan na daai kerk toe gaan. Dit is 'n kerk wat ons bywoon, dit is iets wat ons doen, dis 'n aktiwiteit, maar dis nie myne nie. Hoe weet ek wanneer iets iemand se sinne is wanneer hy begin actually opinie daaroor lewer en iets omtrent dit doen. Dit was my so mooi, ek het iemand gehad hierdie week wat my gebel het en vir my gesê, Bram, ek wil nou nie op jou tone trap nie, maar kan ek 'n paar voorstelle maak vir die badkamers? Toe sê ek soos, absoluut. Sê vir my, wat moet ons doen? En hulle noem toe 'n paar goed, toe sê ek soos, dis fantastiese idees. Dankie dat jy vir my gesê het. Dit beteken daai persoon voel dit is my kerk.
It's mine, it belongs to my. Dit beteken ek sit my hart, my bloed, my trane, my sweet in dit. Sê saam met my vir die persoon langs jou, my kerk. My grootste hart is dat ek verantwoordelikheid sal neem en dat ons sal sê, hierdie is 'n kerk wat God sal sê, hierdie is my bruid waarin ek my verheug. God sal kyk na ons en sê, ek is so trots op hulle. Daar's 'n ding wat ons moet besef, ons is geskep om God te eer. Nou, net so vinnig 5 eienskappe van 'n kerk wat God eer. Nommer 1, dis 'n eerbiedige kerk. Dis 'n kerk wat God eer, dis 'n kerk wat God vrees. Die tweede ene is 'n geloofvervulde kerk. Ons neem stappe uit geloof. Ons het nie altyd al die antwoorde nie. Julle, baie keer sal Dion vir my sê, ons gaan nou hierdie ding doen. Dan sal ek vir hom sê, hoe? Dan sal hy vir my sê, nee, ek weet nie. Ons staan in geloof. Ons is 'n geloofskerk. Ons is 'n dapper kerk. Julle, ek gaan nie staan vir hierdie wêreld se waardes nie. As dit verkeerd is dit verkeerd. Klaar. Ons is 'n dapper kerk. Ons is 'n eenheidskerk. Dit beteken, ons kinder nie onder mekaar nie. As ek weet, my boetie het iets teen my, dan probeer ek dit regmaak. Because we are one in unity. En ons is 'n liefdevolle kerk. Om lief te wees vir mekaar. Nou, ek kan nie deur almal van hulle vandag gaan nie, maar ek wil graag aan die eerste ene fokus vir 'n oomblik, want ek het so geworstel hierdie week met hierdie. Ons is 'n eerbiedige kerk. Wat beteken dit? Vrees die Here en leef in opreg. Nie ek is bang vir hom, ek wil weghardloop nie. Ek los respek. Julle, ek het nou nog respek vir my pa. Ek raak 40 hierdie jaar. Maar vir my pa is ek nog altyd sy seentjie. As my pa vir my sê so, ja pa, sorry pa, reg pa. Dis 'n respek, dankie pa. Dis 'n respek wat kom. Psalm 147 vers 11 sê, hoor hierdie vers. Die Here verlustig hom in die wat hom vrees, wat hulle hoop stel op sy troue liefde. So waarin verlustig, hoe eer ons God? Deur 'n heilige vrees. Te besef wie hy is. Die Here verlustig hom nie in mense wat hom ligtelik neem nie. Ons is geneig om baie keer net so ligtelik oor God te wees. Hy verlustig hom om nie oor die wat gemaklik hom dien nie. Ek sal iets vir die kerk doen, solank dit by my program inval. Want onthou, ek is 'n vrywilliger. Stil vanoggend. Hy verlustig hom nie wanneer dit gerieflike gehoorsaamheid is en my niks kos nie. Solank dit my nie iets kos nie en solank ek gemaklik is, dan is dit oukei. Dan sal ek doen wat hy vra. Hoor gou hierdie woordjie, hierdie vrees. Die Hebreë staan vir yarei, wat beteken vrees, onsag, 'n eerbiedige bewustheid van God se heiligheid en gesag. Eerbied vir God is nie vrees wat ons van God af laat wegdryf nie, maar eerder 'n onsag wat ons sê, wow, this is amazing, I want to see more. Daar's 'n lewe wat ons moet besef gebeur wanneer ek regtig 'n goddelike vrees in my het, wanneer wat God van my dink saak maak, wanneer ek hom wil eer, gaan dit nie oor wat die pastoor sê nie. Dit is vir my baie interessant, as mense uitvind jy's 'n pastoor, dan verander hulle hele mondering. Ek is so by die oefening, julle, en dit is 'n gevloek en 'n gewat en 'n gedit. Die een persoon sê, hoor jy moenie so praat nie, hier's 'n pastoor hierso. Sorry. Hoekom verander ons nou? Dit beteken ek het 'n leefstyl wat besef wie God is.
Neem jy God ernstig of behandel jy hom ligtelik? 'n Laassiening van God sê ek behandel God se woord ligtelik. Dis my opinie. Ag, ek sal dit doen as ek wil. Jy ignoreer oortuiging en regverdig sonde. Ons is almal mens. Jy laai nog hoor. Ons is almal mens. Ek soek maar net 'n mens. Weet wat God sê, maar doen maar nog steeds wat jy wil. 'n Hoorsiening van God sê, jy neem God se woord ernstig op. Jy gaan dink daaroor, jy sê, Here, wat probeer jy vir my sê? Dit bekeer jou vinnig van sonde. As jy iets verkeerd gedoen het, ons almal maak foute. Ek sê altyd, die volwassenheid van 'n Christen word gewys oor hoe vinnig hy terughardloop na die Here toe. Gehoorsame God met eerbied, maak nie saak wat dit my gaan kos nie. Ons kry hierdie gedeelte in Lukas 7. Daar was 'n Fariseer met die naam Simon en hy nooi Jesus na sy huis vir 'n formele ete. Nou vra ek jou, julle het seker al mense na julle huis toe genooi vir 'n ete, né? Julle het gaste wat kom. Julle het hulle genooi. Nou gewoonlik as die gaste kom, los jy huis te mekaar. Hier lê 'n paar kaarskrulle gisteraand se bord. Wat doen jy, dames? Arme mans, hulle moet net hardloop. Julle, die huis word skoon gemaak. Die mooi borde word uitgehaal. Die braai word skoon geskrob. Is dit gaste? En as die gaste inkom, gaan sit jy op die bank, maak die hek oop en sê, "Hi, hoe's dit?" Wat doen jy? Jy staan op. Jy gaan na die deur, jy groet hulle, jy sê hallo, jy nooi hulle in. En dan loop jy weg. Nee, jy bied vir hulle koffie of tee aan. Wil jy 'n koeksustertjie hê? En as die kos reg is en ons gaan eet, dan hardloop jy eers om te gaan kos skep. My ma sal my ore van my kop afklap. Nee, jy laat die gaste eers eet. Jy eer hulle. Maar dis nie wat hier gebeur nie. Jesus kom daar aan, hy's 'n gas. En daar's klomp ander godsdienstige leiers en mense. En volgens die gebruike van hulle tyd, soos wat ons vandag gebruik het, word jy geëer, jy kom en jou voete word gewas. Jy word 'n soen gegee. Onthou julle nog die dae van broederlike kus? Vir die wat nie weet nie, almal wat in die kerk ingekom het, die pastoor het hulle gesoen groet. O, rabbadab, ek is so bly daai tyd is verby. Kom aan, daai tyd was dit die gebruik, jy soen. En dan om nog groter eer te bewys, het jy hulle gesalf met olie. En dit sou gesê het, maar God se goedheid jou volg. Maar hulle doen niks vir Jesus nie. Jesus is net daar. Jesus is in die vertrek saam met hulle, maar dis nie vir hulle groot saak nie. En daar stap 'n vrou in, sy's bekend vir haar sonde. Almal weet van haar, almal praat van haar in die dorp, hulle weet waar sy is. Sy sien vir Jesus en sy is oorweldig deur emosie. Hier is Jesus. Sy huil en die trane drup van 'n wange af en dit val op sy voete en sy vee met daai watertrane, sy voete skoon met haar hare. Dames, hoe erg is julle oor julle hare? Kom ek vra jou dan hierdie vraag. Hoeveel produkte is in jou stort net vir jou hare? 'n Man het een shampoo, hy doen alles met dit. 'n Dame het pre-conditioner en ek weet nie wat so goed alles nie. Sy neem haar hare en sy is besig om Jesus se voete af te droog. Hoor wat sê Jesus. Lukas 7 vers 44 sê, en hy draai na die vrou toe
en sê verder vir Simon, sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis ingekom, en jy, water vir my voete, jy my nie gegee nie. Nie geëer nie. Maar sy het haar trane, het sy my voete nat gemaak, en met haar hare het sy dit afgedroog. 'n soen het jy my nie gegee nie, maar sy het vandat sy hier ingekom het, nie ophou om my voete te soen nie. My kop het jy nie eens met olie gesalf nie, sy het my voete met reukolie gesalf. Dieselfde Jesus, dieselfde vertrek, verskillende reaksie. Die Fariseërs behandel Jesus as die gewoon, die vrou behandel hom as heilig. Hulle is gemaklik in sy teenwoordigheid, en sy is oorweldig daardeur. En ek het self ook begin skuldig raak in my lewe, dat ek so gewoond is aan die kerk se program, se roetines, die Paasnaweek, dit raak maar net gewoon in my lewe. I'm going through the motions. Ek is nie ver van God af nie, ek het nie weggedryf van hom af nie, maar die vraag wat ek het, do I have a holy fear and respect and awe of who he is? Is worship maar net vir my blasé, ag, is so mooi nuwe liedjie. Hier kom nog ou teksversie deel van iemand op WhatsApp, ag, is so oulik. Ek lees dit en dit sis my dat ek vanoggend nie stilte tyd gehad het nie. Of as ek stilte tyd het, wat is die eerste ding wat ek doen in die oggend? Ek raak wakker en ek is op wat? Sosiale media. En so half deur in my stilte tyd kom die boodskapies deur en ek gaan net gou vinnig antwoord. Ek is veronderstel om in sy teenwoordigheid te raak, maar dit het maar net vir my iets goedkoop geraak. Iets wat vir my algemeen is. Jy was eers opgewonde oor kerk, maar nou is dit nie meer so groot saak nie. Jy het hom eers met onsag aanbid, maar nou kruis jy jou hande en jy hoop maar jy ken die liedjies. Jy het sy woord met passie gesoek en nou is dit nie meer 'n groot saak nie. Waar het God vir ons so vinnig alledaags geword? Ons praat die taal en ons sê ons is lief vir hom, maar is hy nog steeds heilig? Is daar 'n respek, is daar 'n voorbereiding in my hart? Dis vir my die mooiste ding baie keer as ek sien, mense kom voor die kerk en die band is besig om te worship en voor almal hier aankom, sit hulle al in die kerk en ek kan sien, hulle is besig met God. Hulle harte is voorberei om te sê, ek is hier vir u, Here, ek is honger vir u, I want to experience you. Ek besef wie u is. En my hart vir ons, my kerk, ons kerk, is dat ons 'n kerk sal wees wat Godvreesend hierdie jaar sal wees. 'n God wat nie, wie ons 'n kerk sal wees wat besef wie God is. Hy is koning, hy is Heer. Hy is die eregas van Indyo. We're not just going through the motions. We're not just going, en pastoor, die preek bietjie lank nou hoor, ek het 'n afspraak. We are honoring him for who he is. En is nie net op 'n Sondag nie, julle, dis die hele week. Wie was baie interessant wanneer ons kom, Daniel in die Leeukel, julle ken die storie, maar hy is my een van die grootste inspirerends. Hy was 'n besige, belangrike man en nog steeds het hy homself onttrek van die besigheid uit. Hy het gaan stil word in 'n kamer waar niemand by hom is nie. Why? Because he's having a moment with the Holy God. My vraag aan jou vanoggend is,
Have you lost your wonder? Are you just going through the motions? Dis nie dat jy weggedryf het van hom af nie, glad nie, maar dit is jy iets verloor het van wie hy is. He's become comfortable. Mag ons 'n kerk wees wat God eer met passie en besef hoe heilig hy is. Mag ons 'n kerk wees wat hom nie ligtelik benader nie, maar wat op ons knieë neergaan en sê, Here, U is heilig. Mag ons weet dat selfs van ons stilte tyd, julle, ek wil vir julle 'n groot advies gee. Ek het hierdie week, ek het die goed weer delete, want ek het agtergekom, ek raak baie maklik verslaaf aan sosiale media. As ek bored is ek op my foon. Dit het begin om my te volg in my stilte tyd. En ek het 'n keuse gemaak, ek sê ek slaam dit. Ek wil jou aanmoedig, maak seker dat die tyd waarmee jy saam met God, dat jy hom sal behandel as die eregas. Kom ons staan vir 'n oomblik waar ons is asseblief.